Hierdie is nie my storie nie, maar dit is 'n storie wat ek graag vir jou wil vertel. Jy weet, eendag hoor ek van hierdie storie van die duiwel wat 'n vergadering met al sy klein demoontjies daarso het. Hulle trek almal mekaar, hulle gou-gou 'n sitting hê oor hoe hulle gaan die kinders van die Here in verhindering kry. Hoe gaan hulle die kinders van die Here van die pad af kry? Hoe gaan hulle die kinders van die Here kry dat hulle nie naby God leef nie en dat hulle ver van hom af kan gaan en heeltemal totaal in verwoesting ingaan. En nou sit hulle om 'n tafel en nou sit die man en gesels en die duiwel sê, "Right man, skiet daar met 'n paar voorstelle." En nie spring een op by sê, "Hoor, kom ons kry die ouens om bietjie meer in seksuele immoraliteit te leef, meer rond slaap en rondtoer en pornografie vasgevang en so net met mense rond te slaap soveel as wat hulle kan, waarmee hulle getroud is nie en heeltemal van die pad of kry hulle van die pad af." En die Satan sê, "Hier, daai is 'n goeie ideetjie, maar dit gaan nie werk nie man. Die ouens doen dit al klaar." En ergens tussendeur wanneer hulle al hierdie goeters doen, dan voel hulle sleg oor dit en dan bid hulle en dan is hulle nog steeds daar by die Here en die krag van God kom net op hulle lewens deur hoe dieper hulle in so 'n gat ingaan, weet. En die volgende een sê, "Hoor jy, so miskien sal meer laat drink. Laat die man 'n bietjie drink. Laat hulle 'n paar kappe vat." En die duiwel sê, "Ons het daai ook al getry man, hoe dronker hulle raak. Hulle drink hulle self uit hulle finansies uit hulle huise uit hulle huwelike uit hulle kinders, hulle doen al hierdie goeters. Maar ergens slaan die man raak bottom, maar eindig hulle by 'n mighty man op en dan gee hulle lewe vir die Here." En dan die duiwel weer 'n ander verskoningkie, 'n voorstel hierso om te sê, "Hoor hierso man, miskien moet jy ons laat dobbel. Nee, miskien moet jy ons meer laat lieg. Miskien moet jy ons meer laat sê al daai goeters, maar niks van daai goed werk nie. Want hoe meer hulle in dit ingaan, hoe ergens eindig hulle op wat hulle hulp nodig het en dan reik hulle uit na die Here toe." En so heel agter sit daar so 'n ou duiweltjie en hy steek sy hand op en hy sê, "Hoor hierso, ek het 'n idee. Kom ons kry hierdie ouens om die Here aan te neem. Kom ons kry die manne om kerk toe te gaan. Kom ons kry hulle om gevul te raak met die Heilige Gees. Kom ons kry hulle om gedoop te raak. Kom ons kry hulle om regtig God aan te neem en hom voluit te volg. Hulle het geen afdraaipaai en hulle compromise nie op hulle stap met die Here nie. Hulle is regtig, hulle bid, hulle vas, hulle lees woord, hulle gaan kerk toe, hulle dien die Here, hulle dryf duiwels uit, hulle maak siekes gesond. Hulle is regtig besig om skade te maak in die koninkryk van donker. Ons kry die ouens daarso." Ja, maar toe hy dit sê, toe is daar so chaos in daai vergadering. Nie elke ding sê mal man. Jy kan sê ons kry, ons wil hulle lees ver van die Here af kry. Nou kom jy hierso en sê, "Maar kom ons kry hulle om die Here aan te neem. Kom ons kry hulle om by God uit te kom." Hoe werk die besigheid? Hulle wil hom nou uitwerk. En Satan sê, "Jesus, daai is 'n briljante idee. Ons kry hulle met te doen. Maar ons kry hulle om te glo dat hulle môre kan begin." En daai ding het my so diep geraak, want hoeveel mense vandag loop rond en sê, "Ek sal nog die Here dien môre. Ek sal nog God aanneem, maar volgende week." Jy weet, ek het eendag by 'n skool bedien en daar ons maak 'n altarcall. Ons vra, "Wie van julle wil vandag gee lewe vir Jesus?" Geen klomp kinders kom tot bekering, maar een seun kom na my toe na die tyd. Hy sê, "Oom, kan ek maandag my lewe vir die Here gee asseblief, want ek word 18 hierdie naweek." En wat hy vir my wou gesê het is, "Hoorie so, ek wil die naweek eers nog bietjie sype, nog bietjie al die goedjies klaarmaak en dan maandag sal ek my lewe gee vir die Here." My vriend, jy sien, vandag is nie vir jou beloof nie. Die boek van Jakobus 4 sê hy dat jou lewe is mis vir die son. Een oomblik is hier, volgende oomblik is jy weg. Vandag is jou dag tot redding, nie môre nie. Hierdie is nie die eet volgende maandag gaan jy begin die eet nie. Volgende maandag sal jy begin gym nie. Nee, as die nuwe jaar nou kom, dan jy nou 'n lysie van al. Nee, vandag is jou dag tot redding. Vandag is die dag wat jy 'n keuse moet maak. Gaan jy God dien of gaan jy nie? Gaan jy in jou huis Jesus volg of nie? Is dit wat jy gaan doen of nie? Het jy 'n ander keuse, het jy 'n ander plan of wil jy eers vandag nog bietjie dabble hier en dabble daarso, maar môre, miskien gaan jy môre 'n kans kry. Jou vandag is nie vir jou beloof, môre is nie vir jou beloof nie. Vandag kan jy huis toe gaan en ergens 'n ongeluk opeindig. En ek wil nie bang praat nie. Ek sê een van daai ouens sê, "Ek wil vir jou net sê dat met so môre is nie vir jou beloof nie. Vandag is jou dag tot redding en jy moet vandag kies. Watse kant van die draad is jy? Volg jy Jesus of doen jy nie?" Vader, ek dank U in die naam van Jesus, Here, dat vandag 'n dag tot redding is, 'n dag van redding is, 'n dag van ons redding is. Dat daar vandag 'n kans is dat U genade vandag vir ons genoeg is. Dat waar ons sonde diep hardloop, Here, gaan U genade soveel dieper, Here. En ek kyk na my eie lewe en die eie goed wat ek moet deurwerk en die eie beker wat ek moet drink en die eie frustrasies waarmee ek soms sit, Here, en dan weet ek dat selfs in dit is U genade soveel meer en hardloop soveel dieper. En vandag kom sê ons dit, Here, ons ontvang die hand van redding. Ons steek ons swak hand uit, sit dit in U sterk hand, Here, en ons sê, Here, ons gee ons lewe vir U vandag voluit. Ons kies om U voluit te volg. Ons kies U oor en oor. Dankie Jesus vir 1000 tweede kanse. Here, mag ons nie uitstel na môre toe nie. Mag ons nie die volgende ding uitstel dat ek sal môre hierdie ding verander nie, maar vandag die verandering in ons lewens bring wat nodig is in Jesus se naam.